Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker dat jy saam is, 'n voorreg dat jy saam is. Ek vat dit nie ligtelik op dat soveel duisende mense saam elke oggend stilte tyd hou en bid en Bybel lees saam hier oor winter in die Psalms. Nou, ons is in Psalm 29 vanoggend. Ons het al 'n paadjie gestap, nee, Psalm 29. Dit's so groot, ek's mal oor hierdie Psalm. Psalm 29 vers 3 en 4 sê: Die stem van die Here is oor die waters. Die God van heerlikheid laat dit reën. Die Here is bo die magtige waters. En dan vers 4. Die stem van die Here is kragtig. Die stem van die Here is glansryk. En nou gaan Psalm 29 verder. Jy moet dit nou gaan verder lees. Ek kan nie weens tyd nie. Hy sê dis die stem van die Here wat diere laat land. Dis die stem van die Here wat gras laat uitkom. Dis die stem van die Here wat wolke bymekaar bring. Dis die stem van die Here. En ek dink jy begin die storielyn kry. Dit is die stem van die Here. Mens, hier is die woorde. As God praat, kan niks en niemand keer. Dis die stem van die Here. Sy stem is kragtiger as die golwe wat slaan teen rotse, strome riviere. Die stem van die Here laat diere lewe, laat die skepping werk. Die stem van die Here laat die son opkom elke dag. Die stem van die Here laat die wind waai en wolke bymekaar kom en reën in die seisoene. Dis alles sy stem. En hier is my gebed. Here, spreek in my lewe in. Sit die stem bo oor my lewe. Sit die stem bo oor my omstandighede, want as U praat, niks en niemand kan dit keer nie. As U praat, man, mense, politiek, die duiwel, you name it, alles kan traai om dit te keer en te stop en teen jou te wees, maar as die stem van die Here praat. En dis wat ek profeties vanoggend wil doen saam met jou en sê, waar moet die stem van die Here bo oor omstandigheid praat? Waar moet die stem van die Here in 'n huwelik inpraat, in 'n kind se hart inpraat, in 'n besigheidstransaksie inpraat? Waar moet die stem van die Here 'n verslawing breek en genesing bring? Die stem van die Here. Mens, ons is niks. Ek wil hê jy moet dit besef. Ons kan niks doen in ons eie krag en mag nie. Dis die stem van die Here wat die oorwinning bring. Dis die stem van die Here wat vir jou deurdra. Dis die stem van die Here wat jou krag gee. Dis die stem, die woorde van die Here wat binne in jou en my die victory bring. En dis wat ek oor jou wil bid vandag. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal het soveel areas in ons lewe waar die vyand, die duiwel, die wêreld, die lewe ons boelie en seermaak. Maar vandag kom ons en sê, spreek Here. En as die Here een woord praat, niks en niemand kan sê, kanker kan nie bly staan voor as U praat nie. Die dood moet opgee. As U sê lewe, dan moet ons lewe. As U sê oorwin, dan moet jy oorwin. As U sê stop, dan moet dit stop. As U praat, Here, is dit skepingskrag, skepingsbevele wat uitgaan. En daarom staan ek nou, Here, met my hele lewe voor U en ek sê, spreek in my lewe in, spreek in my gesin in, spreek in my kinders in, spreek in my omstandighede in, spreek Here. En as U stem uitgaan, kan niks en niemand dit keer nie. Laat U wil geskied, Here. In my lewe, in my keuses, in my optrede, maar ook in die wêreld rondom my. Spreek, Here, en U wil sal geskied. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. God sal praat. Sy stem sal oorwinning bring. Die Here seën jou. Ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.